vanoggend en dankie Here vir elkeen wat hier is vanmôre wat gekom het om die woord te ontvang wat die Here het vanmôre. Dankie Here vir elke sitplek wat hier is wat leeg van die engele reeds is, wat die teenwoordigheid van Here is. We will take nothing less but the power and the glory of a risen God. Amen. Julle mag maar sit. Loof die Here. God is so good. En ons sing, He is a good God. En vanmôre het ons nou hier instap, toe was dit vir my weird. Want ek sien nie vir pastoor nie. En ek dink, Here, dit is meer, want die band is nie hier nie. En die Here sê, nee, dis wat die mens doen. Hulle kyk so teen alles vas wat hulle gewoond is, maar iets is uit plek uit, dan wonder jy, dis weird. Nee, dis God. Hy het 'n afspraak met manne daar buite. Hy het 'n afspraak met siele daar buite. En pastoor is gehoorsaam. So wie is ek om te dink dis weird? Maar prys die Here, vanmôre is ons hier, want ons dien nie die mens nie. Ons dien God. Ons is hier om 'n woord te kry. Ons is hier om 'n nuwe asem te kry. Ons is hier want die Here het elkeen wie wat hier sit. En ek kan nie sê, ek sê vanmôre ek my dogter praat. Nou laai ek haar eers af, ek sê, daar sê, daar's 'n liedjie wat dit sing. I can't contain it, I can't keep it in, I've got to let it out. En dis wat die Here in ons is, hy maak ons wakker. He's stirring inside of you in new fresh fire. Hy sê, kom net. Hy sê, nie kyk na hierdie, wat hier is nie. Hy sê, kom na die altaar. Hy sê, kom na die altaar en verootmoedig jou. En sê, Here, ek het jou nodig vandag. Meer as ooit van tevore. Hy wil hê ons moet kom en ons moet nodig wees om te sê, Here, ek kan nie. Ek is nie 'n wurmpie nie, maar ek is swak, Here. Ek het jou nodig vandag. Ek het nodig om te kan vol word wat ek wil uitgaan. En toe ek uitstap te sê, the church has left the building. Hoekom? Hier is net 'n gebou. Jy en ek wat hier sit in hierdie banke. Ons is daar een wat moet vol word. Ons is die kerk. En waar ons saam hande vat en stap, then we have left the building. And what we have received, we can give out. Dis ook in Hebreërs 10 vers 25 sê, moenie nalat met onderlinge byeenkomste buite woon nie. Maar ons moet kom met 'n verwagting. Maar ons is so gewoond dat ons kom in, daar's mense wat jou groet by die deur. Daar's mense wat vriendelik is en mense wat minder vriendelik is. Daar's altyd 'n geselligheid hier voor. Hy sê, maar weet jy nie dat ek al reeds hier was nog voordat hulle gekom het nie? Weet jy nie dat ek al reeds die grond voorberei vir vandag se boodskap nie? Hy sê, jy moet kom met 'n verwagting. Lukas 9:23 sê, dat neem jou kruis daagliks op en volg my. Dit beteken, en ek druk dit in die mense, dat elke dag moet ons sê, Here, ek het U nodig, I need you. I want to drink from the water. My well is dry, Father, I need you, I cannot move without you. I need to walk with you. Here, as U nie in my finansies is nie, as U nie by my kinders is nie, as U nie in my gedagte is nie, kan ek niks doen nie. Then I refuse to go. If you're not coming with me, God, I'm not going nowhere. Maar ek het U nodig. En dis die verwagting wat ons moet hê elke oomblik. As ons iets nie verstaan nie, dan sê ons, Here, breek dit oop. Gee vir ons. En weet jy hoe amazing is die Here? 'n Paar weke terug sit ek in 'n kerkdiens en ek sien hierdie, dis powerful. Maar partykeer moet ek ook vol word. Ons kan nie net gee nie. En terwyl ek daar sit, breek die Here vir my 'n woord en ek sê, ag Here, ek wil dit net met iemand deel. Ek is nou jukkerig. Ek wil net iemand vertel van die goedheid van die Here. En dis 'n diens wat ek nie net wil doen nie, maar iemand vir my sê wanneer. Nou gisteraan sê sy vir my, gaan jy kom? Ek sê, ja, ons is Bolton Veernis. En ek sit daar voor neer en ek sê vir my skoondogter, ek sê, joh, ek het nie 'n woord nie. Nou vertrou ek die Heilige Gees. En Here gee my een skrif en hy sê, bring die woord. En ek wonder, is ek nou reg, is ek nou verkeerd? Sy sê, ek het 'n geskenk vir jou, pastoor Karen. En sy gee vir my hierdie. Met die kruis op. En die Here vat my en hy sê vir my, jy sal sê, soos ek sê. En dis nie hoe lank ek praat nie, dis nie hoe baie ek praat nie, dis wat die Heilige Gees doen vandag. Hy sê, slaan ek ook na die berge, die skrywer, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Maar dis ek en jy wat hier vas kyk en ons kyk nie daar
klaar nie. Hy sê daar sê dat you're a good father. You have paid the price in Calvary. Hy het klaar die prys betaal. Maar dan kom ons en ons kyk en dan kyk ons vir die kruis die hele tyd en ons sê, ja, hy het alles gedoen aan die kruis. We acknowledge, die kruis is leeg, hy het opgestaan, hy is nie meer hier nie. Hy het vir ons 'n plek gaan voorberei. For you and me. Hy het gesê, ek stuur vir jou die trooster. Maar partykeer is ons so arrogant, dat ons dit nie eens wil vat nie, because it's all about me. Dan kom ons in plekke en ek praat nou uit ondervinding wat ek die laaste week gehad het, dan vat ons offense. Dis nou nie wat ek wou gehoor het nie. Ag, is dit regtig nie? Is dit regtig eintlik? Nee. If you take offense, you've got work to do. Want God sê, as jy 'n kind van die Here is en gewortel is in die woord, en jy vat offense, dan moet jy ondersoek instel wat dan jy 'n probleem. Ons moet bid. As iets nie reg is nie, luister ons hoor. En ons sê, Here, ek weet nie hoe hierdie te hanteer nie, maar ek gaan ondersoek instel eerste. En as daar iets is wat ek moet doen, I will repent it, Father, because I want to stand clean before you. Ek wil nie daar kom en hy sê, gaan weg, ek ken jou nie. Ja, maar Here, gaan weg. So ons moet 'n pad stap van heiligmaking, van geregtigheid. Daar's een God, een Jesus, een Heilige Gees en een kruis en dit vir ons gaan bewerkstellig dat ons in die pad van die lewe kan stap. Want Christus is met ons. Hy wat in jou is groter as enige probleem. Hy's groter as siekte. Hy voorsien, kyk wat hy vir jou voorsien. Hy's groter as daai probleem wat ons het, my tannie. En daai tannie wat vir ons, die tannie met die mooi hoedjie wat ek nou nie sin om nie. Jy het my gestig vanmôre. Want ek bid die Here, ek wil ook 'n huis hê. Ek sê, Here, ek wil nie meer rondtrek nie. And if you can give it to somebody else, Here, kan jy dit vir my gee, want ek wil U naam daardeur verheerlik. Nie die mens nie. Dankie vir daai getuie, because I need it to hear that is nie. Want God is goed. Ons gaan nie teen die berg vaskyk nie. Ons gaan kyk wat op die berg is. Maar ons gaan nie net kyk wat op die berg is nie. Ons gaan seker maak dat ons staan saam met die rots van die eeue op die plek waar ons in sy salwing kan staan. Nothing less. En ek wil vir julle gee. Ag, die Here is amazing. Oh, God is good, the devil is a liar, that says it. 1 Johannes wil ek vir julle voorlees. 1 Johannes, in Johannes 19 van vers 30, verskoon daai een. En die woord skryf. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En het hy sy hoof gebuig en die Gees gegee. En dat die liggaam nie op 'n Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was. Julle, ons besef nie wat ons lees, wanneer ons lees nie. Ons lees baie keer die woord en ons dink dis net woord. Hierdie skrif word lewendig as ons dit lees. En as die skrif nie jou hart roer nie, moet jy krap. Want wie van ons gaan asyn drink? We will spit it out. Dis nie lekker nie. Maar hy het die asyn gedrink. Hy het sy kop gebuig. En hy het die Gees gegee. Daai asyn wat hy daar gedrink het, was vir ons almal. Sodat ons die voorreg kan hê om te weet ons het 'n Vader wat in die hemel is. Sodat ons 'n voorreg kan hê en weet that we are children of God because the living Holy Spirit is inside of us. Toe hy die Gees gegee het en sê dit is volbring, het hy die hele prys betaal. Hy het nie gesê ek gaan hom afbetaal en jy moet nou maar suffer vir die res van jou lewe nie. Nee, hy het die volle prys betaal. En omdat dit die voorbereiding was, moes hulle vir hom afhaal van daai kruis af. En hulle het hom gevat en hulle het hom gaan neerlê, maar die Here het die een skrif vir my gegee wat hy sê, dit is volbring. Dit is hy. En hier sit ons tog vandag nie en ons sê, Here, ons vra, terwyl hy sê die antwoord is hier. En vandag toe die woord bring, sê die Here vir my, jy gaan haal jou ou Bybeltjie.
Openbaring is nie agterblaai ingedruk, dat hy nie verloor nie. Hy sê, begin my woord eet. We are arrogant of the word of God because we think we can do it better. Ons wil kyk na mense om ons en ons wil hulle vertel hoe hulle dinge wil doen. Want ons is regie van ons om so en so en so hê. En God sê, ek het my eie orde. Moenie jou orde in my deel gaan afdruk nie, want ek is God. Hy wil hê, jy moet kom en jy moet nederig voor hom wees. En ek preek eers vir myself. Want as ek nie eers vir myself preek nie, hoe kan ek hier staan? Hy wil hê ons moet nederig wees. En sê, Here, U het elke bitterheid gedrink. Elke seer wat ek ooit aan kon dink, het U gedrink. U het dit nie uitgespoeg nie. Al wanneer die Here sê, gaan jou uitspoeg, is wanneer hy praat van, was jy maar koud, of was jy maar warm? Hy sê, maar nou as jy nou warm, nou gaan ek jou uit my mond uitspieg. Hoekom? Want hy toe hy daai asyn gedrink het, want hy gesê dit is volbring, en hy elke een so seer, jou hartseer, jou pyn, dood, trauma, het hy alles gevat, maar die vyand kom nog steeds. John 10, soos die ook sê, the thief comes to kill, steal and destroy, but God came to give life and life abundance. Maar dan wil ons net die abundance sê, maar ons wil nie werk met hierdie, want ons weet die vyand kom steel nie. Hoe steel hy? Hy vat jou vreugde. En vanmôre is die mense wat soos ek gevoel het op 'n stadium, wat ek voel depressed, maar mense sien net hierdie cover, en hulle dink, jy's ja, jy's mos 'n pastoor, jy's okay. Maar ek het ook seer. Dan gaan heilig met die Here sê, Lord, I need healing, I'm broken, it's painful. Dan vat hy my terug na die kruis toe, hy sê, onthou wat ek vir jou gedoen het. En ek het op 'n stadium het ek voor die kruis bly staan. En ek het na die kruis gekyk en sê, U die prys betaal. Dis volbring. U het opgevaar, die graf is leeg. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dode uit opgewek het, woon in ons. Daai selfde Gees is hierdie gebou vol. Hy sê, want hy is omnipresent. Hy kyk nie na jou color nie, hy kyk nie hoe jy lyk nie, hy kyk nie hoe jy loop nie. He looks at the heart. Amen. Hy sê, if you receive me, I will transform you and transfigure you into the image of Christ. En tog kry ek mense wat sê, ek gaan nie in jou bediening insaai nie, want jy is nie met liefde, respect, PPE, of jy is nie dit nie, jy is nie dat nie. But when people ask me to pray for them, I don't ask their color, I don't ask their gender, I don't ask them how much do you own. I say, Father God, you do it as your will. We pray when we trust you for healing. Maar ons wil ons eie gedagtes en goed aan die woord van die Here sit, en ons wil dink, ons wil hoe ons dit wil hê. Hy sê, maar los daai religion. Because it's a spirit of religion that comes into the churches that takes over. Waar is God in dit? En dan staan ons en ons hak vas. Waar ons net by die kruis staan en ons kyk. Ons soek die verlossing, maar ons het klaar die verlossing. Hy sê, ek het klaar die prys betaal. Maar ons is soekend, Here, ons is soekend. En in daai diens wys die Here vir my, ek sien hierdie visioen hoe die Here staan in hierdie kruis agter hom, en hy staan daar. Hy sê, my kind, kyk vir my, maar kom bietjie agter die kruis en onder my sonde. Hy sê, want jy staan en soek die hele tyd, maar ek gee dit vir jou. Hy sê, staan agter my, dat ek jou beskerm. Hy vat in Psalm 91 vers 1 toe, hy sê, He that dwells in the shadow of the Almighty. Nou God het nie skade nie, want hy is lig. But the power and the anointing of the light of Christ is like when Moses was in the clouds. Hy was transfigured. Dit was so heavy geweest, dat Moses het so geskyn, dat hulle sy gesig moes toemaak. Dis daai heaviness. That's the anointing. That's the coloring. En hy sê, is goed dat jy weet, en partykeer moet jy terugkom en jy moet kom repent. En jy moet sê, Here, ek is verkeerd geweest, vergewe my vir wat ek gedoen het. But get up, kom uit jou omstandighede in, en staan agter my. Hy sê, He that dwells in the shadow of the Almighty, sodat jy gecover kan wees. Dat
wanneer jy op daai hospitaalbed lê, weet jy, you are under the shadow of the God Almighty. Niemand kan jou uit sy hand uitdruk nie. Hy is die een wat ons uit die vuur uitdruk en sê, jy kan nie my kind, kom nie. Luister my kind. And that power will be with you, woman of God, when you are there. He will take control and you will see a miracle in the mighty name of Jesus. Dankie Here, soos wat ons bid, Vader, dat jy aanraak, bonatuurlik in die kragnaam van Jesus. Amen. In Jesus' mighty name. He did not give us a spirit of fear. Amen. Ons gaan nie toelaat dat die vyand ons steel nie. Ek weet as ek kan sê, as jy staan en jy bid, Here, ek moet hier betaal. Here, ek moet krag betaal. Here, ek moet petrol ingooi. Dan sê ek, trust me, sê ek, reg Here. Dan wil ek die ding op my eie begin doen, dan sê die Here, trust me, sê ek, reg Here. There's power in prayer. There's power in trust God. Hy sê, ek het jou geloof gegee, ek het 'n mosterdsaad in jou vat. Hy sê, but with that few centimeters of faith wat ons dink, ag, is maar net so. God se afstand is nie ons afstand. Halleluja. 'n dag is soos 1000 jaar en 1000 jaar soos 'n dag. Ons kan nie vergelyk met wat hy vir ons het. En baie keer wil hy hê, ons moet net kom en sê, Here, ek weet nie, but I trust you. Faith. Lord, I don't know what to pray, but I trust you. En dan gooi die Here jou in 'n posisie en dink, hoe gaan ek hierdie ding doen? Here, as jy nie intree nie. Hy sê, wees jy net die instrument. Terwyl jy under the shadow of the God Almighty is, I will use you the way you need it to be used, because you just need to be the instrument. Gee my net jou stem. Gee my net jou tyd. Gee my net jou liefde wat jy ook het. Hy sê, ek het jou eerste lief gehad. Ek gee die weer net 'n woord uit te sê wat ek sê. Maak nie saak wat jy doen nie. If you don't do it firstly for love, it's in vain. Het gaan oor liefde. As ek vir jou 'n brood gee, sussie, alles wat 'n snytjie, doen ek dit eers uit liefde. En as die Here gesê het ek moet dit doen, dan doen ek dit uit obedience uit. We need to do it firstly because we love Him. Hoekom? He said, I love you first. Hy het ons eerste lief gehad. En hy het gesê, hoor, is maar jy moet eers perform en jy moet eers al hierdie dinge doen nie. Hy sê, come as you are. Repent. Renounce your sin and then get after me. In the shadow. En as jy hier is, as jy soos hy stoomlokomotief. My oom is 'n stoomlokomotief. Ek het dit gesien op prentjies. Ek het dit nog nooit lewendig gesien nie. Maar as hy nie kole in dit nie, gaan hy nergens nie. Maar as die handbriek nie af is nie, gaan hy ook nergens nie. Maar baie van ons is so vol van die kole, want ons sit en word vet in kerke, ons kry die woord waar ons uit ons handbriek op, want ons is te bang. Bang wat mense sê. Ons is onseker, want ons glo die leuen van die vyand, terwyl God sê, los daai handbriek, want jy is mos onder my beskerming. Jy het die volheid binne in jou. Dieselfde Godheid, daai almal van die hemel was binne Maria, Jesus. Daai selfde volheid is gebore en groot geword en vir ek en jou 'n voorbeeld kom wees. Hy het gesterf, daai selfde volheid het alles vir ons gegee, alles. En hy het gesê, ek gaan om 'n plek voor te berei. En wanneer jy my aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, dit beteken ek moet jou eerste, jou alles en jou alles wees. Ek wil toestemming hê, wanneer jy dit doen, moet jy sê, Here, van my siel, gees, wil, emosie, my intellek, alles wat ek is, elke woord wat oor my gespreek is, Vader, alles wat ek besit, Here, alles, behoort aan U. Hy sê, dan is jy my kind, en jy kan 'n kind van Christus genoem word. Hy sê, wat jy moet doen, is jy moet die handbriek net losmaak. Trust me. Don't look at the world, trust me. But we've got a problem with trust because of what happened to us during life. Hoe kan ons kyk wat gaan aan in die wêreld? But if we just been transfigured, is ons agter hierdie Shekinah glory staan die hele tyd wat net impart en dit kom en dis net krag. En ek kom by Sunny. En ek sê, Sunny, weet jy, die Here het jou so lief.
sy gaan die heerlikheid van God ervaar. En die Heilige Gees gaan die werk doen, en ek gaan die instrument wees, en ons gaan bid en God vertrou. Want die probleem is, ons kyk na die pastore en die kerke en die geboue, we are seekers of miracles. Want die woord sê eintlik, these signs shall follow you. Vir jou elkeen. Signs, miracles, powers and wonders. You will raise the dead. Hy het nie gesê gaan, kyk vir die pastoor en almal, en jy gaan die wonderwerke doen. Nee, jy is 'n kind van die Here, jy is wedergebore, jy het die Heilige Gees, you're standing in righteousness, and these signs shall follow you. As jou pastoor of jou gemeente nog nie is waar hulle moet wees nie, dan bid jy saam met hulle. Maar ons praat nie oordeel nie. Want ons fokus is Christus. En ek sê nie, dis die hele gemeente nie, ek gebruik 'n voorbeeld nie. Want dis die probleem in die wêreld. We are seeking people that do deliverance. We are seeking people that do signs, miracles, powers and wonders, wat ons al sien word het gedoen. We forgot that we need to seek the God that is doing the miracles. Dis net hy nie, my tannie is God nie vir jou 'n wonderwerk doen, nie kan ek vir jou niks doen nie. Ek kan bid tot die blou as ek myself uitneem, dit gaan val op die grond. Amen. But when God steps in, it will happen. Amen. Your faith connecting with the power of God, it will happen. So wat die Here vanmôre vir ons wil hê, hy sê, gooi weg daai twyfel. As jy vanmôre met sekerheid kan sê, I'm a born again believer, I am a child of God under construction, because we are still human, we're making faults, but we are quick to repent like David. We are standing in the Shekinah glory of God Himself. He said, we dwell in it, and it's just in the dwell is why He's feeding you the whole time. Hy maak jou bekertjie vol. Daar's 'n liedjie, my energie loop oor, my energie loop oor, my energie van liefde, vreugde, blydskap loop nou oor. Dis waar ons moet wees, want as jy hier is, you can't contain it, you can't hold it in. The cross before you, the world behind you. Ek los die wêreld agter my, en strek my uit na wat voor my is. Amen. En dis wat ons moet doen. As jy hier instap vanmôre, dan sê jy die Here was alreeds hier. Hy het gewag vir ons. En hy het gesê, ontvang net. Jy los dit wat seer is agter jou. Strek my uit na voor my. Ek kyk na die berge waarvan my hulp vandaan kom. But God, thank you that I'm in the shadow of the Almighty. En niks en niemand kan jou hier uitdruk. Dit sê jou toestemming gee nie. If the devil is knocking at your door, you tell him, I'm busy. Leave. Gee vir hom 'n hand. En die pastoor het rukkie terug gesê, gee my boet. Laat jy gaan, jy's onder my voete. Klaar. Jy het nie sê in my lewe nie. En as ek kom met stories, dan sê jy, but God. But God came to give me life and life in abundance. I am a child of God. I am chosen. I have an identity in Christ. So devil, you can go. Gaan hy ophou klop? Nee. Maar hoe sterker jy word, en hoe meer jy dwell in the shadow of the God Almighty, and then uit liefde uit, out of obedience, the more God is going to use you. And say, this is my son. Dis my kind in wie ek 'n welbehae het. Want ek is lief. Ons doen niks uit dwang, but out of love. We need the Holy Spirit. We cannot move without the Holy Spirit. 'n wêreldse sambreel kan vir ons niks doen nie. But the word says in the Psalm 91 verse 1, scripture, he that dwells in the shadow of the God Almighty. En dis waar ons vandag is. En ek bid daar waar pastore besig is met siele. Dat wanneer hulle terugkom, dat hulle testimony op testimony op testimony het. Maar ons kom van die ander kant op hardloop en sê, dis wat die Here my gedoen het. Want ons is nie gefokus op enige iemand anders, behalwe op Jesus nie. Hy is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Hy is wie hy sê hy is. Hy sê, ek is God.
Hy speel nie. Hy sê, if you follow me, I'll walk with you. And if you go away, I will still hold your hand. Hy sê, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Al voel dit vir jou so. En as jy vandag voel, hoorie, maar ek is ook nie lekker hier binne nie. As die Here, ek vat hierdie nie lekker nie, ek gee dit vir u, vul my. Fill me with your Holy Spirit. I reach out to you. Touch you. As hy by jou verbygaan, raak hom aan. Daai ander liedjie, die Here praat baie deur iets van 'n sin. As hy jou aanraak, sal jy dadelik weet. Kom hy nader aan jou, kom jy nader aan hom. Dis 'n two-way. He's always there. But when you reach out, bend him and will take your hand and say, kom my kind. Ek het gewag vir jou. Ek het jou nooit gelos nie. I've got you. Kom ons repent 'n bietjie. Ons gee al hierdie nonsens vir die Here. Onsekerheid, ongeduld, woede, mense wat ons seer gemaak het, mense wat ons te nagekom het, woorde wat ons gepraat het, Here, vergewe ons. En dan vat hy jou en hy vat sy hand, hy druk jou so saggies agter hom. As hy stand in my shadow, let me guide you. En dis waar ons is vandag. Under the shadow of the God Almighty. Die storms kan maar kom, die winde kan maar kom, but we are steadfast. Ons staan vas in geloof, onwankelbare geloof, want ons is in sy teenwoordigheid. Moenie terugkyk nie. Jy mag dalk in 'n soutpilaar verander, dan is dit te laat. Kyk voor jou. As daar probleme is, gee dit vir hom. Ja, ons moet ons share doen, ons moet aan werk. But give it to him. Say, allow me, Father, guide me to do your will. Hy het gesê, die kruis, nie evil nie, my wil nie, maar evil. Laat dit wees soos wat God wil. Wat listen, laat hom by, geloof, hoop en liefde. En as ons hier uitstap, we are victorious. Ons is oorwinnaars in Christus wat vir ons die krag gee. Ek is tot alles in staat deur Jesus wat vir my die krag gee. Hy wat in my is groter as hy wat in die wêreld is. So waarvoor sal ons stil staan? Waarvoor sal ons terugkyk en sê, wow, nee, we know that. Ons weet die wêreld is vol nonsens. En mense praat 'n klomp twak. Want hulle ken nie die woord nie, maar jy wat die waarheid is, gaan skyn. Soos Moses wat van die berg gekom het. En as mense vir jou kyk en sê, ek wil hê wat jy het. Waar kry jy dit, kan ek dit koop? As jy nee. Jesus het klaar die prys betaal. Kom net by hom uit, jy gaan staan in sy glorie en hy gaan jou dra. Hy gaan jou lei. So vandag, I want to give honor to Christ. Vir alles wat hy in ons lewe gedoen het. Alles wat hy gaan doen. Elke uitstaande woord wat God op jou lewe het, op jou blueprint. We say, thank you, Lord, that you are in control. Thank you for fresh joy, streams of living water, that it will flow through you in the body. Dat jy dit nie kan keer nie, maar dat sy woord altyd op jou lippe sal wees. En dat jy ook 'n testimonie kan hê. Dat wanneer jy daarbo kom, gaan hy sê, my kind, jy het goed gedoen. Kom in. Kom in. Vader, dankie. Maak so net julle oë so toe. Here, dankie dat ons U kan loof en prys, Here. Dankie vir die woord wat die waarheid is, Here. Pressed in, squeezed in, shaken together, overflow. Here, dankie dat U goedheid en guns op elkeen sal is. En dat wanneer hulle hier uitstap, Here, dat hulle verfris, rejuvenate dat U sal uitstap. En dat hulle die bagasie los, Here, that You will give them the ability to do what You have called them to do, even if it's only to give love. Here, ek loof U en ek prys U vir vandag. Here, dankie vir die getuienisse. En dankie dat U God is. Ons loof en ons prys U groot en wonderlik. Amen en amen. Wat vandag maak dit julle sin? Stap uit, verfris. As jy moeg is, staan voor die kruis en vra, Here, ek is swak. En dan kom jy. En jy word vertoef.